Liewe familie en vriende, ek wil graag net voordat ons begin wil ek namens ons gemeente en namens die kerkraad en my en Martie en ook Jaco ons innige simpatie aan julle oordra. In die besonder vir Tannie Baby en dan vir Eddie, vir Hildegard, vir Gerard en vir Drini, vir Jacques, Fiona en vir Naas met al die kleinkinders en almal wat baie naby aan Omogiel geleef het. Ek het hom leer ken as 'n trotse, sagte man wat vir 58 jaar al saam met die tannie stap. En hulle is, waar die een is, kon jy maar altyd die ander een kry. Hulle het altyd saam gestap, alles saam gedoen en veral in hierdie laaste tyd het hy so wonderlik na die tannie ook gekyk, na haar omgesien. Hy was iemand wat lekker kon lag, altyd 'n grappie gehad wat hy kon deel. Ek het nooit geweet nie, maar blykbaar was hy een van die legendes wat kon daais in Verenigings Hoofstraat. Ek is nogal spyt dat ek nie geweet het nie, want dan sou ek baie meer nog met hom kon gesels het en die seuns vertel vir my en Tannie Baby sal dit seker baie goed onthou hoe dat hy by geleentheid 'n splinternuwe motor gekoop het en die volgende week 'n ander engine aangesit het. Nou ek moet sê, dit sou ek nou geniet het om met hom te kon deel. Hy was lief vir die wiele gewees, sy motorfiets staan daar by Jacques, en ek moet sê, toe hy daai voortjie gekry het, Jacques wat julle as kinders vir hom, Naas, wat julle toe nou vir hom gebring het hy baie geniet. Ek moet sê, hy het snaaks gelyk in Naas een reeks BMW, net nie gelyk of hy daarby pas nie. Ek het hom baie keer gespot, sê, oom, vat jy myne, dan sal ek met daai ene ry. Omogiel was baie lief vir die kinders en vir die kleinkinders, en as hulle gepraat het, hy en Tannie Baby was dit maar altyd oor julle as kinders en kleinkinders. Julle is deel van hulle lewe. Hulle was staatmakers hier in ons gemeente, oral betrokke, en by die Bybelstudies, by die dienstoonbank, gasvryheidsbediening, en oral kon 'n mens maar net vra, hoorie soms het julle nodig, en dan was hulle maar altyd daar. Ek dink die belangrike is dat die oom het lig gereis, en daarmee bedoel ek dat die belangrikste goed in sy lewe, of die belangrikste persoon, was God self. En daarom maak het hierdie geleentheid 'n geleentheid waarin ons ook vir die Here kan dankie sê. Vir iemand wat hy oor ons pad kon stuur om ook 'n verskil te maak in mense se lewens. Ek dink julle pa los vir julle 'n wonderlike testament vir julle as seuns, want julle het elkeen 'n stukkie van hom by julle. Maar sy testament was die afhanklikheid van die Here. Dat hy in sy lewe kon sê, die Here is my Vader, en dis julle troos. Ek gaan nou vir Lizette vra om vir ons die Onse Vader te speel, terwyl ons sommer net so sit en saam bid, en dan gee ek vir die persone met wie hulle gereël het, gee ek geleentheid om die kerse dan aan te steek.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir U mag Vader noem. En dat U die een is wat ons lewe in die hand hou. Dat U ons in die lewe inbring en dat U ons kom haal ook. En dat vir ons as gelowiges, dat ons daardeur ook vertroosting kry, omdat ons weet ons dan by U is. Maar dankie dat deur Jesus Christus wat die dood oorwin het, dat ons kan weet dat wanneer ons ons geliefdes afgee, dat hulle veilig is. Dat dit nie die noodlot is nie. Dat dit nie sommer maar net die einde van alles is en 'n doodloopstraat is wat teen ons vasry nie. Maar dat ons in die oop arms van die Here ingaan. Hy wat gesê het, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Ons bid Here vir hierdie familie en ons wil vra dat hierdie erediens U naam sal groot maak. Want dis hoe oom Michiel dit ook sou wou gehad het. Seën dan nou vir ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nou net so vir 'n oomblik na 'n kort skyfie samestelling kyk. So kom ons gee net geleentheid daarvoor. Die lig gaan 'n bietjie moeilik dalk wees, want dis hierdie tyd van die dag waar die lig so daarop skyn. Vandag groet ons 'n metgesel, my bokkie, 'n broer, 'n pa, 'n oupa en grootoupa, 'n vriend vir klein en groot. Michiel Konrad Kreur, gebore op die 1 Julie 1933 in die mooie Queenstown dorpie. Pa was een van 8 kinders. Nie net was pa 'n jong man met die mooiste lente nie, pa het 'n hart van goud gehad. Karre was so groot voorliefde van hom. En natuurlik het hy in baie moeilikheid by ma gekom, want elke keer was daar iets nuuts te vind, of iets nuuts te verander, of iets nuuts om te doen aan 'n kar. En ook natuurlik het pa dit so, ook die liefde aan sy seuns oorgelaat. As jong man het pa in die Valdriehoek aangekom, en vir ma Hester Helena van der Sand ontmoet by ma se tannie Henna. O wee, daai amper 1.9 meter het pa niks gehelp om staande te bly met die eerste blik op ma nie. Pa was skoon van sy voete af omgeslaan met 'n veertjie, en dit was liefde at first sight. Pa en ma was getroud te Van der Byl Park op die 12de Desember 1959. Saam het hulle 4 pragtseuns grootgemaak. 7 kleinkinders en 2 agterkleinkinders. Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat Pa dit daarbo in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons Pa in ons harte sal hou, tot ons dit eendag sal saam sing in die engele koor. Pa, jy moes gaan, toe ons jou nog hier wou hou. Pa, ons laat nou los, want ons weet, waar is jy nou? Pa, dankie vir alles, jy het ons met stille liefde omvou. Papa, hierdie liedjie is vir jou. As kind het jy my gedra toe ek nie kon loop. My geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie Pa, dat jy altyd kon verstaan. Pa, jou stem is nou stil, maar ons hoor nog steeds jou lach. Pa, jou stoel is leeg, maar jy is nog by ons elke dag. Pa, jy is lang al weg, maar
waak steeds oor ons in die nag, en ons weet dat jy vir ons sal waak. Jy het ons geleer hoe om te lewe en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te strewe en om te same nooit ooit terug te kyk. Pa, by Jesus is jy nou, dit laat ons met groot verlange. Pa, maar dit sê ek jou stap weer klink nog in ons gange. Pa, ons weet met vertroue, eendag deel ons weer die gesange. So papa, hierdie liedjie is vir jou. Ja papa, hierdie liedjie is vir jou. Ons gaan die eerste lied op die blaadjie saam sing. Ek sien 'n nuwe hemel kom en 'n aarde net en vry. Vers 2 sê die Here droog al die trane af en verby is die droefheid en die dood. Openbaring 21 wat hier as 'n belofte gegee word. Kom ons sing vers 1, 3 en 4. Psalm 23 lees, baie bekende psalm, die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by die waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde is my lewe lank in my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lente van dae. En veral vers 4 is ons gedagte vanoggend. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Ons praat nie graag oor die dood nie. Om die waarheid te sê, ons praat 'n bietjie saggies oor die dood. Daarom dat ons gewoonlik vir mense sê, nee, die persoon is nou op 'n beste plek. Al probeer ons alles om daai persoon by die beste plek uit te hou. Woody Allen het gesê, hy is nie bang vir die dood nie. Hy wil net nie daar wees as dit gebeur nie.
En daarom sal ons baie keer sê, nee, die persoon het aanbeweeg, of die persoon het huis toe gegaan. Maar ek dink baie keer moet ons tog ook reguit oor die dood gesels. Want jy sien, elkeen van ons het 'n afspraak met die dood. En die dood maak met niemand ooreenkomste nie. Jy kan in Suid-Afrika iemand omkoop, maar jy gaan nie die dood omkoop nie. Want die dood wag vir die dokter wat die hart oorplant, maar hy wag ook vir die een wat die nuwe hart kry. En die dood wag vir die persoon wat gesterf het, maar hy wag ook vir die ondernemer wat hom vervoer. En sommer vir die dominee wat die diens ook hou. En die Bybel sien dit anders. Die Bybel sê hier in Psalm 23 dat dit is asof ons deur 'n kloof gaan, met baie skade wees. Maar dan sê hy by 'n ander Psalm dat terwyl ons deur hierdie kloof gaan, moet ons nie dink dat dit vir die Here sommer net gewoonweg is as ons sterf nie, want hy sê die dood van sy getroue dienaars is kosbaar vir die Here. En tog moet ons vir mekaar sê, die dood begin eintlik die oomblik wanneer ons gebore word. Maar die lewe begin die oomblik wanneer ons wedergebore word. En dis die wonderlike, dat oom Michiel het deel gehad aan hierdie wedergeboorte. Daarom het hy deel gehad aan die lewe. Want die ewige lewe begin vir God se kinders. Die oomblik wanneer ons die wedergeboorte deur die Heilige Gees ook in ons lewe het. Daarom sê Johannes 17 vers 3 dit baie mooi. Die inhoud van die ewige lewe is dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. En daarom moet ons as gelowiges vir mekaar sê dat die dood is eintlik net 'n kort onderbreking in ons lewe wat nog aangaan. Wat begin het lank voor ons geboorte in God se gedagtes en wat dan aangaan tot in die ewige lewe. Want jy sien die opstanding van die Here Jesus maak dit moontlik. 'n Man en 'n vrou het by geleentheid in hulle huis gesit, hulle hondjie daar op die bankie gelê. En die volgende oomblik, toe hoor hulle net 'n klap geluid so teen die venster en die hond het van skrik van die bankie afgeval. En toe hulle nou kyk, toe sien hulle buite, dit was 'n valk wat gevlieg het om hom te vang. Gelukkig was dit 'n dik venster en die hond het net sy ego het seer gekry. Maar dis wat eintlik gebeur. Die Satan wil sy kloue in ons inslaan, maar die opstanding van die Here Jesus en die feit dat hy lewe, is dit wat ons beskerm. En dis waaraan ons vashou. Daarom dat Paulus in Romeine hoofstuk 8 ook sê, wie kan ons skei van die liefde van die Here? En dan sê hy, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons liefhet. Seentjie het vir sy ma gevra, mamma, wat beteken dit om dood te gaan? Toe sê sy, Sena, dis soos wanneer papa hulle braai en jy raak aan die slaap daar by die braaivleisvuur en dan word jy wakker in jou kamer. Papa het jou opgetel en hy het jou slaapklere aangetrek en jy het in jou slaapkamer, het jy wakker geword. Om te sterf vir 'n gelowige is om in jou slaapkamer wakker te word met God wat jy so intoe gevat het. En daarom kom die digter hier in Psalm 23 en hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want in U hande is ek veilig. Maar wat wil hy eintlik sê? Hy wil heel eers sê dat ons moet onthou dat die dood is 'n reis. Dis nie 'n bestemming nie. En dit is baie belangrik dat ons dit sal besef, want die meeste van ons sien dit as 'n bestemming, maar vir die gelowige is dit 'n reis. Ons is hemelkinders, ons is nie gemaak vir hierdie aarde nie. Ons is as dit ware ambassadeurs in hierdie wêreld. En ons moet weet, ons gaan weer terug na waar ons vandaan gekom het. Maar terwyl ons met hierdie reis besig is ons in die hande van die Here. Daarom sê vers 4, dat ons kom nie in 'n doodloopstraat vas nie. Ons kom ook nie in een of ander grot of donkerte nie. Hy sê, dis 'n vallei waardeur ons gaan. Ja, daar is skade wees, maar hierdie vallei het 'n ingang, en hierdie vallei het 'n uitgang. En hierdie uitgang is op pad na 'n ware toekoms toe. En dis vir ons baie belangrik.
Met ander woorde, wanneer ons in hierdie ingang, dan kyk ons en ons sien die toekoms, alles wat in Openbaring 21 en 22 vir ons beloof word. Die een hek gaan toe, maar die volgende een gaan oop, soos wat dit vir oom Michiel gebeur het. Die dood is 'n reis. Maar die tweede wat hierdie vers vir ons wil sê is, ons moet onthou, die dood is 'n skaduwee. Dit is nie 'n realiteit nie. Wat wil ek daarmee sê? Meeste van ons is maar 'n bietjie bang vir die donkerte. En as jy nou nie bang is vir die donkerte, dan kom jy as dit nou lekker donker in die winter is en al die ligte hier by die kerk is af, en kom jy nou gou hier in. En dan moet jy gou ietsie soek. So nou en dan voel dit maar 'n bietjie snaaks met die donker. Want jy sien in die dag is dit mos nou dat jy kan sien. Maar as dit donker is dit skaduwee, en daai lyk gevaarlik en daai en ou se gedagtes hardloop ook nou maar partykeer soms so. Dis amper soos wanneer 'n trok verby 'n mens ry, groot trok. Dan kom hy verby en hy gooi die skaduwee so oor jou. En jy's bly as hy verby is. Mens nog blyer. Jy was nie in sy pad nie. Want jy sien, meer as 2000 jaar gelede het die trok van God se toren oor Jesus Christus gery, sodat net die skaduwee oor jou en my gaan, sodat ons kan lewe. Daarom sê hy in Johannes 14 vers 19, hy sê daar, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. So ons moet onthou, die dood is 'n reis, nie 'n bestemming nie. Die dood is 'n skaduwee, nie 'n realiteit nie. Maar dan kom hy met die derde, en dis die mooiste. Hy sê, die dood is eensaam, maar jy is nie alleen nie. Want jy sien in hierdie gedeelte, vers 1 tot 3, praat hy oor die Here. Hy sê, hy laat my neerlê, hy gee vir my nuwe krag, hy lei my tot eer van sy naam. En dan in vers 4, as hy in daai vallei ingaan, dan verander hy, dan praat hy nie meer oor die herder nie, dan praat hy met die herder. En dan sê hy, U is by my, en omdat U by my is, sal ek nie bang wees nie. En dan besef hy, God is daar, want Jesus was klaar in die dood, en hy het uitgekom en hy het gesê, dis veilig, as jy aan my behoort. In die ou dae het hulle, wanneer hulle hier in die Oosrand op die myne gewerk het, voordat hulle afgegaan het hulle iemand afgestuur, en dan moes hy gaan seker maak dit is veilig, met die mangaangasse en alles. En as hy teruggekom het, opgekom het hy gesê, is veilig, julle kan afgaan. Jesus sê, dit is veilig. Daarom sê hy in Psalm 46 vers 2 en 3, sê hy, so mooi, hy sê, God is ons toevlug en ons krag. In nood is hy gereed om ons te help, en daarom sal ons nie bang wees nie. Want jy sien, hierdie lewe was net die inleiding vir oom Michiel. Sy eerste hoofstuk het nou eers aangebreek. En dis amper soos wat 'n man met die naam van Frans Liszt sê, hy het 'n gedig geskryf, Les Preludes, en hy sê, elke voorspel, ons lewe is 'n reeks voorspelling, totdat die nood, of totdat die dood, die eerste noot druk, van die werklike lied, van ons lewe. En ek dink hy verstaan iets van dit. Ek wil afsluit. Daar was 'n prediker met die naam van John Todd. Toe hy 6 jaar oud was, het albei sy ouers gesterf, en hy is toegewys na 'n tante wat op 'n plaas gebly het. En vir dit moes hy met die trein reis, en toe hy stop daar by die trein, of by die stasie, staan hy met sy tasse, en toe kom Caesar, een van die werkers hom al van die plaas, op 'n perd. En terwyl hulle so gery het dit begin donker raak, en hy het gevra, Caesar, dink jy sy sal al slaap? Want ek begin bang word. Toe sê hy, nee. Hy sê, John, sy sal nie slaap nie. Toe vra hy, hoe sal ons weet as ons daar is? Toe sê hy, kyk uit in die venster, daar sal 'n kers wees, en die kers sal brand. En toe hy naby kom, het hy geweet is daar, en die deur het oopgemaak, en sy het hom omhels, sy het vir hom kos gegee by die kaggel, en hom in die bed gesit, en by hom gesit, totdat hy geslaap het, in sy nuwe sorg. Vir oom Michiel, het die hek van hierdie lewe
toegemaak. Maar terselfdertyd het die hert na die volgende lewe, die ewige lewe, waarin hy nou reeds deel gehad het omdat hy die kind van Here is, het dit aangebreek. Ja, en in die venster skyn God se lig, want hy alleen is die lig, en die son is nie meer nodig nie. En hy word omhels deur die hemelse Vader wat vir hom sê, jou feesmaal is gereed, jy's hier by my. Soos wat die laaste versie van daardie Psalm sê, en jy kan weet, my goedheid en my liefde sal vir altyd by jou bly, want jy's nou tuis by die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, die dood is nie ons bestemming nie. Dit is net 'n reis. En ons weet nie veel van daai reis nie, maar ons weet, Jesus het gesê, ek sal saam met julle wees. En hy hou sy beloftes. Vader, ons sê dankie dat, omdat hy gelowig was, dat ons kan weet, hy is by u. Ons bid vir Tannie Baby. Ons bid vir die kinders en die kleinkinders, almal wat naby aan hom was, dat hy hulle sal vashou, dat hy vir hulle sal verseker van die liefde. En vir ons, wat die pad nog verder moet stap, gee dat dit 'n reis sal wees waarin ons weet, ons wag nie vir die ewige lewe nie, ons het dit nou al, en dat ons kan deel in hierdie lewe. Dankie dat hy die lewe ook geleef het. Dankie vir sy omgee. Dankie vir die feit, vir wat hy vir sy kinders kon beteken het. Hulle is almal volwasse vandag. En dit wat hulle is te danke aan Pa en Ma en u genade. Vader, en nou bid ons maar net, dat u ook op die pad vorentoe, saam met hulle sal wees, en saam met elkeen van ons, en dat u sal gee, totdat ons ook hierdie reis moet meemaak, dat ons u sal eer, en dat ons u naam sal groot maak. Dit vra ons in die naam van die Here Jesus, hy wat die dood oorwin het. Amen. Ek gaan nou eers geleentheid gee vir die bedankings en dan gaan ons na nog 'n kort skuifie gedeelte kyk. Dankie Willem. Ek wil net begin deur te sê dankie vir my ma vir al die jare wat jy na my pa gekyk het. Jy het so mooi voorbeeld vir ons as kinders was hoe jy huwelik moet wees. Ek dink pa kan net gelukkig wees waar hy vandag is om te weet die liefde en wat hy van my ma ontvang het. Dan moet graag vir Domies Chris en Martie baie dankie sê. Ek dink ek kan getuig in my lewe was daar 2 predikers wat gemaak het en Domie is beslis een van hulle. Baie dankie vir dit, baie dankie vir dit hoe jy my ma by staan. My ma is ons al 4 seuns in hierdie kerk gedoop. So ons kom 'n lang pad, ons het al die doopsertifikate en so doopsertifikate gekry. So ek wil ons al baie dankie daarvoor sê. Dankie aan die orgelis en Jaco, is ek reg, vir die opname. Die opname gaan Jaco doen vir ons opname wat ons later op YouTube beskikbaar sal wees. Ons sal al die familie en vriende hierdie liedjies stuur. Midval ICU personeel, ek wil ons graag bedank. Hulle het vooral Dr. Nel ons wonderlik gehelp in die tyd dat my pa daar was, en amper 3 weke wat ons daar was, baie dankie aan dit. Afkoop vir Marianne Moorman, vir hulle professionele hulp, dit is mens besef skielik, hierdie groep is iets wat jy niks van al weet, die dag gesweetje treffing, mens berei nie voor nie, en ek moet sê, vir Afkoop, hulle was fantasties met hulle professionele hulp. Spesiale dank aan my pa se broer en Freddy, Tannie Betty, en Tannie Timothy Soos vandag. Dit is 'n voorreg om op hierdie ouderdom nog steeds familie of direkte familie wat jy kan wees, en Tannie Bertha wat nog saam met ons is. So ons baie dankie aan dit. Aan alle direkte familie en vriende, vir al die oproepe, die WhatsApps, die SMS toe my pa siek geword het en met sy afsterwe aan ons en aan my ma, vreeslik dankie daarvoor. Dan as broers aan al ons kinders wat ons emosioneel bygestaan het. Ons het
nie verwag dat dit gaan gebeur so vinnig nie. Ek het nie nou toe gekom om my pa te kom groet nie. Maar dit is wat dit is. Die vrouediens vir verversings na die tyd, baie dankie daarvoor, ons waardeer. Ek wil 'n spesiale dank aan my broer Gerard en Drini, wat in hierdie tyd so groot rots vir ons geword het en bygestaan het en my ma versorg het en kos aangedra het. Dankie julle, dit is wonderlik. En ek dink vir al naas, vir al my blokke en vir die versorging. Naas was daar in 'n baie moeilike tyd. Laas jaar toe dinge vir hom baie verkeerd geloop het. En dalk het die Here wil gehad dat ons vandag die tyd gehad het om na my ma en my pa te kom kyk. En al die goed wat nog gebeur het laas jaar was verskriklik geweest om wat hy moes deurgaan. Maar ek dink vandag kan ons met dankbaarheid terugkyk en sien hy het die tyd gegaan om kosbare tyd saam met my ma en pa deur te bring en dit van baie herinnering en baie meer sal wees as wat hy verloor het laas jaar. Dankie aan ons. Aan skoonsies Nikkie wat my gehelp het, dat my vrou Fiona met die operasie laas week was. Dit is 'n bietjie moeilik geweest om alles te doen, want sy is nie baie lekker, maar ook nie so baie dankie aan dit. En aan al die ander broers, Hildegard, vir julle baie dankie. As ek enige persoon of vriend of familie het uitgelaat het, ek vra om verskoning, dit is nie opsetlik nie. Dit is baie moeilik geweest gestaan om alles deur te gaan en besluit, wie sien is dankie. Ek dink die groot dank aan vir almal wat deel was van my pa se lewe. Ons is bevoorreg om nog my ma se suster die stel te hê en hom ook toe, wat ook baie groot bystaan in ons lewe. Baie dankie. So, as ek enigiemand uitgelaat het, vra ek om verskoning. Net in terme van die reëlings, na die kerk gaan ons as 'n stoet afbeweeg na Meyerton begrafplaas toe. Af op het vir ons gesê slegs direkte personeel mag binne in die begrafplaas en ry die ander ook buite die begrafplaas parkeer en dan inloop. Ons het gevra dat vriende en so dat ons hulle kan probeer ook saam met die direkte familie inry. Ons weet hoe dit moeilik. So die ander is julle asseblief dan net buite sal parkeer en dan net instap. Na die begrafplaas sal ons terugkom na die kerk toe waar die vroudiens tee en broodjies sal bedien. En na dit sal ons vir die is almal welkom, ons by wagen terug na ons huis toe. Dis 1 Donaldstraat in Kleinbrons, ons gaan verby daai huis, is oor die treinspore, so julle sien is die tweede huis aan die linkerkant op buur. So enigiemand is welkom om daar by ma te kom sien en weer dit laaste eerbetoning of net 'n kuier saam met haar. Sy sal daar sou wees. En ek dink dit is al van my kant af. Baie dankie almal. My liefste Bokka, baie dankie vir al jou liefde en omgee en versorging en bystand die afgelope 61,5 jaar. Jy was die liefde van my lewe en ek gaan jou bitter baie mis. Ek verlang baie na jou, maar ek weet dat jy veilig is by Jesus. Dankie dat jy vir my en ons kinders en kleinkinders so 'n mooi voorbeeld was. Daar was nie 'n banghaar op jou kop of 'n leihaar op jou kop nie. Altyd bereid om jou medemens te help en te dien, en niks was vir jou te veel moeite nie. Jy het altyd alles met oorgawe en liefde gedoen. Dankie vir al jou liefde al die jare, my bokkie. Ek is bitter baie lief vir jou en sal altyd wees. Al kan ons nie meer by mekaar wees nie, is ons harte nog steeds by mekaar en sal altyd wees. Jy was my vriend, my man, my bokkie, my rots. Rus sag by Jesus, my liefste Bokka, tot ons mekaar weer sien. Vir altyd en vir ewig, my liefste bokkie, van jou Bokka. Love you lots, forever. Liewe pa, baie dankie vir pa se opregte liefde deur die jare. Ons sal pa baie mis. Pa was altyd bly om ons te sien. Ons sal pa altyd onthou as 'n liefdevolle en daadwerkende voorbeeld vir ons kinders en kleinkinders. Rus in vrede by Jesus se voete. Liefde, Gerard en Drini.
My liefste pa. Dit is glad nie lekker om nie meer self met pa te kan praat nie. My hart is vreeslik seer, omdat pa nie meer met ons is nie. Baie dankie vir alles wat pa vir my in my 58 jaar gedoen en geleer het. Pa was altyd so handig en niks het pa se hande verkeerd verstaan nie. Baie dankie dat pa my geleer het van liefde en omgee. En dankie dat pa so mooi na ons ma gekyk het. Ons sal dit nooit vergeet nie. Die lekker beskuit gaan ons beslis baie mis. Die vriendelike glimlag as pa ons gesien het. En so bly as ons kan altyd sulke goeie tye saam met pa en ma kon spandeer het. En pa het altyd alles so waardeer. Ek gaan pa ongelooflik baie mis. My pa moet sagrus. En hulle is pa nie meer met ons nie. Dis al die herinneringe oral waar ons beweeg. Pa se stem is nou stil. Pa se stoel is leeg. Maar ek sal pa nog altyd daar sien sit. Veral as ons rolstoel gaan kyk. My liewe pa, vandag raak ek stil. Ek weet ek was nie die maklikste kind om groot te maak. Maar tog het pa nooit opgegee op my. Ek het bereik vandag oor die waardes wat pa en ma my geleer het. Ai pa, ek wou nog net so baie tyd saam met jou deurbring. Ek wou nog 'n paar glasies whisky vir jou gooi. Ek wou nog aan jou my karre wys en deel en vir 'n spin vat om en my huis in die bos met jou deel en lekker kuier om die vuurtjie en gesels. Ek wou jou nog net een keer 'n stywe drukkie kon gee. Pa, ek is nie gereed om vir jou totsiens te sê nie. Hoe groet 'n mens iemand wat deel van jou hart en jou siel is? Hoe los jy 'n stukkie van jou siel en loop weg? Pa sê beweeg aan. 'n Mens huil nie so lank nie. Die lewe gaan aan, maar hoe gaan 'n mens aan as 'n stukkie van jou sterf? Ek wou nog net een keer vir pa sê ek's lief vir pa. Dankie vir die absolute wondermens wat pa was en altyd in my hart sal wees. Dankie dat pa so 'n streng ouer was en my die waardes van die lewe geleer het. Pa het vir ons die Bybel gelees en gebid, want pa het gewandel in die woord. Pa het getuig van liefde. Pa se lewe was 'n toonbeeld van omgee, vergewensgesindheid en liefde vir jou naaste. Dankie vir daardie voorbeeld. Dankie dat pa my ook geleer het dat 'n mens uit jou eie foute moet raak sien en regmaak. Ek mis pa elke dag, as ek opstaan en as ek gaan slaap, is waar my gedagtes. Pa se slippers wat op en af slof in die gang om net gou nog iets te gaan doen. Pa en pa se gunsteling stoel. Dankie dat pa ons harte met soveel liefde en mooi herinnerings nalaat. Rus sag tot ons weer ontmoet, my pa. My liefste dierbare pa, hoe sê mens totsiens vir die grootste steunpilaar in jou lewe? Vandag het ek nie woorde nie, net trane en bitter baie verlange. Ek gaan pa ongelooflik baie mis en weet net dat ek oneindig baie lief is vir pa. Ons het baie goeie herinneringe en ek dank net ons liewe Vader dat ek soveel tyd saam met pa kon deurbring, saam met ma, die afgelope paar maande en jare. Ek sal dit vir altyd koester. Die kuiers op die plaas, die lekker kampvakansies en die seevakansies sal altyd by my bly. Wou nog so graag so baie saam met pa doen en vir pa doen, maar ek het geen verwyte nie, my pa. Pa was vir my so 'n mooi voorbeeld en altyd bekommerd oor my en my broers en ons ma. Dankie is 'n klein woord, maar dis al wat oorbly. Pa was my held en my hero. Pa was altyd daar vir my in goeie en in slegte tye, altyd bereid om my te help en advies te gee. Ek sit hier in pa se stoel en die huis is stil. Sonder pa is die TV stil. Die slippers is stil. Die boeke wat pa so lief was om te lees, is toe. Daar's te veel herinneringe, te veel om te noem. Die lekker kos, die lekker beskuit, koeksisters, die crispy vetkoeke Saterdag en Sondagete en die stoei op die TV en al die ou western movies. Pa was 'n ware gentleman en pa se hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Of dit houtwerk, staalwerk, tuinwerk, huiswerk, beskuitbak, mechanic speel en nog baie meer. Pa was perfek en ek kan net streef
daarna om soos pa te wees. Altyd netjies en vol liefde, sal nooit pa se skoene kan volstaan nie. Pa het my soveel lewenslesse geleer, en ek weet pa is by Jesus. Dankie my pa, dankie vir alles, en vir al pa se liefde en omgee vir ma, vir my en my broers en familie. Ek wens ek kan meer sê, maar in my hart weet ek, ons het dit baie vir mekaar gesê, elke dag en voor ons gaan slaap het. Gaan pa se stem bitter baie mis, en nog baie aan pa dink, en baie oor pa treur. Maar dit was Jesus se wil, nie ons wil. Pa het altyd gesê, eendag sal ek rus, nie nou nie, altyd iets gehad om te doen. So ek gun pa die rus, want pa het 'n vol lewe gehad, en baie hard gewerk om vir ons te voorsien. Tot ons mekaar weer sien, my liewe pa, rustig by Jesus. Pa se seun met baie, baie liefde, vir altyd en vir altyd en vir altyd en vir ewig. Liefde Naas. My skoonpa, oupa Giel. Vandag stort ek trane, want pa se plekkie is nou leeg langs ma. Die haastige bene lê nou stil. Die wedloop wat pa gehardloop het is nou verby. Woorde kan nie beskryf wat pa se liefde aan aanvaarding vir my beteken het nie. Ek gaan die kuiers saam met familie ongelooflik mis. Dit was altyd vir my 'n voorreg en lekker om pa te bederf. Al was dit met lekker eetgoedjies of met 'n drankie. Pa het altyd waardering gehad, selfs vir die kleinste dingetjies. Pa sou net vir niks verkeerd gestaan. Pa sou nooit wegry by die huis sonder om ietsie reg te maak, al is dit in om die huis. Altyd. Ek sal elke herinnering koester. Pa was voorwaar 'n skoonpa, pa en 'n oupa 1000. Altyd wyse woorde gedeel en daar was altyd tyd vir 'n grappie en 'n staaltjie. Rus salig pa. Die gemis sal groot wees, tot ons almal weer eendag saam is. Wanneer pa 'n kruis met pa John en ma Lulu, stuur vir my ouers groete asseblief, met al my liefde, Hildegard. Vriende, ek gaan nou die begrafnisbriefie lees, in liefdevolle herinnering aan Giel Konrad Kreer, gebore die 1 Julie 1933 en hy is huis toe die 26ste Mei van hierdie jaar. Vandag loop Giel Kreer langs die goue strate van God se stad met blye verbasing oor alles wat nuut is. Want nou kan hy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid, mooier as 'n menslike droom, vry van die siekte en swakheid, pyn en die liggaam se lyding op die aarde. Hy sal nooit weer van die beker van smart drink nie, en in die vrede en rus van die hemel lewe. Moenie sê hy is dood nie, want nou leef hy werklik. Hy het nou eers begin in die nuwe bestaan, waarin daar nooit weer 'n einde sal kom nie. Vol verwondering bring hy nou in aanbidding voor die een, of buig hy in aanbidding voor die een wat hy altyd opreg lief gehad het, selfs toe hy hom nog nie kon sien nie. Hy voel nie in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarna hy verlang het. Hy is nou by die huis, by sy ewige woning. Die draads wat in die kerk gaan dra, as ek hulle name lees, moet hulle net na vore toe kom. MC Kreer, kleinseun, Konrad Kreer, kleinseun, Maurice Kreer, kleinseun, Dylan Dobbins, kleinseun, Christie van die Kerk, kleindogter, en Ilandrey Kreer, ook 'n kleinseun. As hulle vir ons na vore toe kan kom, ons gaan nou staan en dan sing ons daar die laaste lied. Wanneer ons by die tweede vers kom, dan gaan ek saam met hulle uitbeweeg. Die van die wat saam beweeg na die begrafplaas toe, ry maar net baie versigtig. Kom ons staan en ons sing die oorwinningslied.